Ek vergeet ek om die mikrofoon aan te sit. Nou ek weet ons het 'n paar kuiergaste vandag wat sekerlik ook hierso is vir ons doopdiens. So ek gaan julle gou so vlugtig op datum bring. Vir die laaste 3 weke of so werk ons deur die boek Romeine en die boek Romeine in die eerste 3 hoofstukke gee vir ons so 'n bietjie die slegte nuus en dis waar Paulus vir ons uitwys en sê ons is nie altyd so fancy en grand as wat ons dink ons is nie. En laasweek het ons so na Romeine 3 vers 20 by die goeie nuus uitgekom. Waar Paulus inteendeel vir ons vertel hoe amazing was die Here gewees en hoe groot was Jesus se kruisdood gewees. So Romeine 3 het vir ons verklaar wat is regverdigmaking. Romeine 4 waar ons vandag is, gaan vir ons dit bewys uit die skrif uit. En dan volgende week in Romeine 5 sal ons bietjie kyk wat is die vrugte van hierdie regverdigmaking, want dit is 'n absolute voorreg vir ons om nie net die Here te kan dien nie, maar dit wat die Here vir ons gedoen het ook. So ons het laasweek gestop daar waar Paulus vir ons gewys het dat ons werke sal ons nooit regverdig nie. Nou, ons gaan vandag weer bietjie daarna verwys en kyk ook, want ongelukkig is dit soms nogal 'n tendens dat mense dink, as ek net die regte goedjies doen, dan gaan ek die Here oortuig, maar God sê vir jou nee, dit is nie hoe dit werk nie. Inteendeel sê hy vir ons het laasweek gesien dat Jesus se kruisdood is die enigste ding wat vir ons geregtigheid kon bewerk en ek het dalk 'n bietjie passievol geraak, maar julle, ons sal nooit durf om Jesus se kosbare kruisdood terug in God se gesig te gooi nie. Dit is vir ons so 'n besonderse ding gewees. So vir dies wat wil, julle kan vir my gaan na Romeine 4 toe. Romeine 4 vers 1. Nou Paulus gaan hierso begin deur om aan te haal 'n baie bekende figuur in die Bybel. En hy begin deur te sê, wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. En ek wil julle eintlik aanraai, as ons hierdie stuk lees, kyk 'n bietjie hoeveel keer kom die woord geloof, glo of geglo voor. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word deur sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toegereken sonder werke. Welgesalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Hierdie saligspreking dan sien dit op die besnedenis of ook op die onbesnedenis. Want ons sê aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Hoe is dit dan toegereken toe hy besnede of onbesnede was? Nie as besnede nie, maar as onbesnedene. En hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van geregtigheid van die geloof toe hy nog nie besny was nie. En dat hy die vader sou wees van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. En ook 'n vader van die besnydenis vir die wat nie alleen uit die besnydenis is nie, maar ook wandel in die voetstappe van die geloof van ons vader Abraham, toe hy onbesnede was. Nou hierdie is nogal 'n redelike mondvol, en hy baie dinge hierso genoem wat dalk nie op oog af sin maak vir ons nie, want ons sien nou besnede, onbesnede, wat beteken dit? Hy is die vader van die Jode, hy is die vader van die heidene, hy is die vader van almal, en dan op 'n tyd het ons 'n voorbeeld van Dawid wat hy hier inbring. Nou die eerste ding wat Paulus eintlik vir ons doen is, hy beskou Abraham hier as 'n toetsgeval van regverdigmaking. Hoekom was Abraham geregverdig gewees? Was dit wat hy gedoen het, of was dit omdat hy geglo het? Want hy sê eintlik hier vir ons, maar as Abraham wou gaan op sy werke, dan kan hy nie roem op dit. En ek weet ongelukkig, ons maak soms die fout. Nou Abraham was gesien gewees as die stamvader van die Joodse volk. En daarom het Paulus hom spesifiek gebruik. Want ons moet besef, die gehoor waaraan Paulus hierdie brief skryf, was Jode en heidene gewees. Hy het die hele Romeine vir ons so uitgelê. Eers vir die Jode en dan vir die heidene. So hy sê eers vir hulle, kom ek gebruik 'n voorbeeld wat julle sal ken. Julle sal vertroud wees, want Abraham was opgeskryf gewees in die geskrifte wat hulle gehad het. Maar dan sal ons ook bietjie later sien, dan stel Paulus dit baie duidelik dat Abraham is nie net die vader van die Jode nie, maar hy is die vader van ons almal. Ons almal kom uit Abraham se nageslag uit.
Nou, ek weet nie hoeveel van julle ken die verhaal van Abraham nie, maar dis 'n storie wat ons van kleintyds al geleer was. Abraham was die man wat nie 'n kind kon kry nie, ons gaan 'n bietjie later daarna kyk, en toe hy sy kind kry, toe sê die Here vir hom, gaan op daai berg op met daai kind te gaan offer. So Abraham het nogal 'n redelike op en af lewe gehad. Hy het baie gehad, hy het min gehad, dan wil hulle sy vrou vat en dan moet hy lieg. So hy het nogal 'n interessante wandel met God gehad. Maar dan sal ons ook sien, die Bybel maak 'n punt daarvan om vir ons te wys dat Abraham was ook maar soms 'n valbare mens gewees, nes die res van ons. Nou, as Abraham voor God reg sou gestaan het op grond van wat sy goeie werke was, dan sou hy kon roem, soos wat Paulus sê, omdat jy so goed gedoen het, dan kon jy in jouself roem en jy kon sê, Here, dis omdat ek so goed gedoen het. Maar Paulus dring eintlik daarop aan dat niemand voor God kan roem nie eers Abraham. Nou Abraham se werke was niks gewees nie, want Abraham het voor God reg gestaan deurdat hy geglo het. En jy sal sien die verwysing wat hy daar maak, kry ons inteendeel al in Genesis. In Genesis 15, en nou het ek vir een of ander rede my plek verloor. In Genesis 15 skryf hy hier vir ons, sal ek self afkom. 15 vers 6, en hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. So weer eens bou Paulus sy argument op die Ou Testamentiese skrifte, en julle sal sien in die vorige kere het hy dit ook gedoen. Maar hy gebruik hierdie voorbeeld wat uit alledaagse lewe uitkom. As redding op werke gegrond was, sou God, wanneer hy iemand redding gee, bloot terugbetaal het wat hom reeds toegekom het. Dit is soos iemand wat werk en jy verdien jou salaris, so God gee eintlik net vir jou terug dit waarvoor jy gewerk het. Maar dan sê hy vir ons, geregtigheid kom nie van na die wat vir God werk nie, want almal soos Abraham is volgens God se absolute standaarde goddeloos. Ek weet nie of julle kan onthou die laasweek toe sê Paulus vir ons hierso, nie een is goed nie eers een. Ons almal is in rebellie teenoor God gebore. Ons almal is in sonde gebore. Ek gee nie om hoe grand of hoe fancy ons is nie. Dan sê hy vir ons, regverdigheid kom eerder soos dit vir Abraham gekom het, deur te glo, in plaas daarvan om te werk. Julle, dis eintlik 'n baie makliker opsie. Kies of jy wil gaan werke doen, wat jy weet jy tekort op gaan skep, maar try, of val die makliker opsie en glo. En dan gebruik hy nou vir Dawid as 'n voorbeeld. Nou ek seker daarvan ons almal ken vir Dawid. Dawid was ook 'n man gewees wat God sal sê dis 'n man so na my hart, maar nie omdat hy so goed gedoen het nie, omdat hy erken het wie God was. As Dawid kort gekom het wat hy baie kere gedoen het, dan het hy gesê, Here, ek het nie teen die persoon gesondig nie, maar ek het teen U gesondig, want hy besef die skuld. Dawid sou ook gesien het hoe dit lyk as die Here die Heilige Gees van iemand af wegvat, want dis wat met Saul gebeur het. So Dawid het geweet, wie is die God wat hy dien, en wat sy aangesig moet hy voor God hê, want hy het geweet, hierdie is die Here wat die Heilige Gees by mense kan wegvat. Dis nogal eintlik 'n skerry gedagte. Nou hoe Dawid by hierdie ding inpas, sal ons nou sien in Psalm 32 vers 1 tot 2. Sê dit vir ons 'n Psalm van Dawid, 'n onderwysing. Welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Kan julle agterkom hoe belangrik is dit dat ons skrifte ken soos Paulus het gedoen? Want hier kan Paulus vir die mense 'n brief skryf en hy kan sê, maar ek bevestig wat ek sê deur die woord van God. Hy praat nie op sy eie insig nie en hy gaan verwys na Dawid en weet julle hoe kosbaar is dit eintlik dat sy wettelose dade en sy sondes bedek is, wat eintlik vir ons sê die Here sê, ek vergewe jou en ek spreek jou vry van dit. Ek wonder of ons besef as die Here elke ding wat ons verkeerd doen teen ons moes hou. Wat se probleem sou ons dan gehad het? So Abraham is voor God regverdig verklaar voordat hy besny is en daarom is besnydenis nie nodig om aan God te behoort nie. En ons gaan nou weer so vlugtig na dit kyk, want daar is hierdie tendens in die wêreld waarin ons vandag lewe, waar mense weer onder die wet wil gaan. Ek verstaan dit nie, dit maak nie vir my sin nie, ek wens iemand kan dit aan my verduidelik. Maar ons sal onthou laasweek toe Paulus gesê, ware besnydenis, is besnydenis van die hart. Wat vir ons sê, dis 'n verhouding met 'n lewende God. Nou hoe is hierdie van toepassing op ons vandag? Eerstens, nes Abraham julle, kan ons nooit roem op ons werke nie. Julle sal verbaas wees hoe baie keer kry ek doen so goed, ek doen dit, ek doen dat. Jy doen eintlik niks, want dis die Here. Alle eer kom die Here toe.
Weet julle, dit is lekker om te hoor jy doen goed. Maar as jy daai eer en daai roem vir jouself wil vat, dan sê die Here vir jou, jy het niks om op te roem nie. Want dit wat jy doen, kan jou nie red nie. Jy kan die toonbeeld wees van 'n mens wat die grootste hart het, die grootste liefde het, jy wil almal om jou help. As jy nie 'n verhouding met 'n lewende God het nie, beteken daai werke vir jou niks. Dit beteken vir jou niks. Inteendeel sê dit vir ons linkerhand en ons regterhand wat eintlik nie weet wat jy doen nie. Jy kan nooit roem op jou werk nie, en weet jy, dit is vir my so belangrik dat ons ook besef, enige ding wat jy doen jy vir die Here Jesus Christus. Jy doen dit nie vir die persoon nie, jy doen dit nie vir jouself nie, jy doen dit nie vir die aansien nie, jy doen dit vir God. Jy werk eintlik vir die Here. Weet julle, so rukkie terug het ons so pastore bid hier gehad, en Jaco van Lofvoort noem nogal 'n ding wat vir my so uitgestaan het. Ons almal werk eintlik vir dieselfde company. Ons almal werk eintlik vir dieselfde baas. So as ons hierdie dinge doen ons dit vir God. Ons doen dit nie vir onsself nie. Julle weet wat vir my hartseer, ons kan nooit werke doen om vereer te word nie, en ek sien dit nogal baie. Julle sal weet ek doen navorsing, ek's baie lief daarvoor. Maar pastore wat so graag daai eer vir hulle self opvat. Ek is so oulik. Ek het nou die dag hier so by die bid hier vir die mense vertel van 'n pastoor wat sê, as jy in sy kerk inkom, dan submit jy onder hom. Dan dink ek, nee. Die hoof van die kerk is nie die pastoor nie. Hy is nie die werker vir die hoof van die kerk wat Jesus Christus is. So as jy in die kerk inloop, submit jy onder Jesus Christus. Jy submit nie onder my. Ek werk net vir die Here Jesus Christus. Nes Abraham kan ons slegs geregverdig staan voor God deur ons geloof. En weer eens sal ons sien, Here, dit is 'n hartsverandering. Ek wonder of ons besef hoeveel keer verwys die Bybel daarna. As ons 'n ontmoeting met 'n lewende God het, gaan ons harte verander. Daai besnydenis lê op jou hart. En nou wil ek ook vir ons hier so iets hê waar ons almal moet besin. Hoe kan 'n sondige mens regverdig voor God staan? Gaan dink gou vir my so 2 sekondes na daaroor, want almal wat hier sit, ek ook, is 'n sondige mens. Almal wat hier sit, skiet tekort. Almal wat hier sit, is in rebellie teenoor God gebore. Hoe kan dit dan wees dat ons geregverdig eendag voor God kan staan? Ek het dit laasweek ook gesê, moenie dink as jy voor God staan, jy gaan ewe skielik jou saak pleit nie. Jy gaan op jou aangesig neerval voor 'n lewende God. Jy gaan nie bo baak en sê nie, dalk kan jy sê, Here, ek is so jammer. Nou, hoe gaan ons eendag regverdig voor God staan? En dit gaan nie oor hoe oulik jy is nie, dit gaan nie oor hoe gelowig jy is nie, dit gaan nie oor hoeveel keer die kerk toe kom nie, dit gaan nie oor hoeveel goed jy vir die kerk doen nie. Die enigste manier wat jy eendag geregverdig voor God sal staan, is nes Abraham, nes Dawid, omdat ons glo en vertrou in die Here Jesus Christus. Dis jou geloof wat jou geregverdig voor God gaan laat staan, nie jou werke nie. Julle, ek wonder of ons besef nie, die Bybel sê inteendeel vir ons, dat ons ontvang Jesus se geregtigheid. Hy het die perfekte lewe geleef. Hy doen niks verkeerd nie, en ek weet baie keer, dan voel ons ook, ek doen niks verkeerd nie, as jou vrou vir jou dik is, dan is dit sy wat verkeerd is sy, dis nooit ons nie. As jy 'n kar ongeluk maak, en daai ou jou aandag afgetrek, ons het nooit 'n voet verkeerd nie. Jesus Christus lewe die perfekte lewe, en dan sê God vir ons, sy geregtigheid gee ek vir jou. Onverdiens, nie omdat jy iets gedoen het nie, omdat jy geglo het. Ek wonder of ons besef hoe asemrowend is dit. As die Here vir jou sê, ek kyk na jou deur my seun, wat hy bedoel is. Ek kyk na jou as skoon gewas, geregverdig, sonder dat jy iets gedoen het om dit te verdien. Dit was nie 'n prestasie gewees nie, dit is totaal en al God se genade en God se liefde wat dit vir ons bewerkstellig. Nou, weet julle, as jy by die werk is, en ek hoor dit net vanoggend, as jy gewerk het vir jou salaris, dan verwag jy einde van die maand jou loon. Ek het gewerk, ek verdien dit. Nou kan julle nou vir jouself dink, as jy byvoorbeeld iets verkeerd gedoen het, en die regter sê vir jou, jy verdien tronkstraf, want wat jy gedoen het, is al 'n prys om voorbetaal te word, en iemand anders kom en hy sê, nee, ek moet nie worry nie, laat die persoon gaan, ek sal toegesluit word vir hom. Dan beteken dit, ons het iemand anders gehad wat jou loon vir jou betaal het, iemand wat die straf op hom gevat het, sodat jy kan vry word. Dis wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Besef julle hoe amazing is dit? Die een persoon wat dit nie verdien het nie, die een persoon wat perfek was, die een persoon wat alles reg gedoen het,
sê dis okay. Ek gaan jou vuil op my vat, ek gaan jou straf op my vat, sodat jy vry kan loop. Nou as jy ooit vandag gewonder het, as jy een ding vandag oor dankbaar wil wees vir die Here Jesus Christus, wees vir dit dankbaar. Al is dit die enigste ding wat jy vandag op jou knie voorgaan en sê jy, Here, baie dankie dat ek vrygekoop is en dat U die straf gedra het wat ek eintlik verdien het. Julle weet in hierdie eerste stukkie wys dit vir ons dat rituele gaan jou nie red nie. Net soos as jy weer onder die wet inklou, gaan dit jou nie red nie. Abraham se verhaal getuig van dit. Rituele, kerkbywoning, wette te onderhou, red jou nie. Jy kan gedoop word en dit is vir my fantasties as mense dit doen. 'n Uiterlike bewys van 'n innerlike verandering. Jy kan enige ding doen volgens wat die woord van God sê. Jy kan godsdienstig wees. As jy nie 'n verhouding met God het nie, beteken dit vir jou niks. Die hartseer realiteit is, daar's baie mense alweer hierdie doopbad wat nie werklik die Here dien nie. Jy gaan nie deur die doopbad om gered te word nie, jy gaan deur die doopbad want jy's reeds gered. Julle dis geloof. Geen gimmicks nie. Dis slegs geloof. Dis baie eenvoudiger. Nou die tweede gedeelte wat ons hier in Romeine kry is in 4 vers 13 tot 25. En dit sê vir ons, want die belofte van die erfgename, en hoor hoe mooi is hierdie, van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Ek het sopas nie vir julle gelieg nie. Want as hulle wat uit die wet is erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. Want die wet werk toorn, maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag. Nie alleen vir die wat uit die wet uit is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons almal. Hier praat hy met ons. Soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Luister mooi, dis God wat dit doen, nie ons nie. Die een wat die dode lewendig maak en die dinge roep wat bestaan of dit nie bestaan nie, God doen. Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat al reeds verstorwe was en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. Hier vertel hy die verhaal van Sara was al amper 100 jaar oud en die Here het gesê jy gaan 'n kind baar. Wonder hoeveel van my tannies hierso sal nog kans sien vir dit. Dankie vir daai. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. En was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het, God nou. Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken, maar is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat dit hom toegereken is nie, maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is terwille van ons misdade en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. Net hierdie laaste ene. Sê dit vir ons, Jesus Christus het in daai kruis gehang terwille van ons misdade. Maar die mooi gedeelte, hy is opgewek vir ons regverdigmaking. Nou die belofte wat aan Abraham gegee is, het in daai tyd eerstens verwys na die land Kanaan, maar dan word dit ook verder uitgesprei na die res van ons. Die finale beloning wat God aan Abraham maak is die erfenis. En dis eintlik waarop dit neerkom as jy die woord verstaan, die finale redding. Here, dis vir ons. Dis die finale redding dat ons almal as gelowiges eendag 'n verhouding met die Here kan hê. Dis eintlik amazing as jy dink, hierdie ding is al in die Ou Testament. In Genesis al beloof en hier het 'n werklikheid geword. Nou die erfenis verkry word deur die onderhouding van die wet, dan is dit geregtigheid nie meer deur geloof nie. So hier sê hy weer vir ons,
julle hou op onder die wet invang. Die wet gaan jou nie red nie, die wet gaan jou wel aankla en dit gaan vir jou wys wat is God se toorn en dit gaan vir jou wys hoekom het ons God se genade so nodig. En hier het ek dit nou vir myself so mooi highlight, wat sê geloof en werke staan fundamenteel teenoor mekaar, want geloof beteken om te vertrou op of staat te maak op 'n belofte van God se werk en nie op menslike prestasies nie. Dit is daai vertroue op iets wat jy nie noodwendig kan sien. Dit is wat geloof is. En Paulus verduidelik hier dat 'n mens nie deur die wet 'n erfgenaam kan wees nie. Mense kan die wet nie onderhou nie en staan daarom onder God se toorn. Die Jode destyds kon nie eens die wet onderhou nie. Ek het dit vir julle al gesê, 613 wette. En ek weet ons maak soms die fout, ons is baie selektief op watse wette ek van hou, dat ek iemand met die Bybel oor die kop kan kap en dan sê hy vir jou nee, jy kies nie watse wette jy onderhou nie, jy onderhou al 613 en weet julle net soos die Jode van ons kort. Wat vir my so kosbaar is van hierdie, is dat die wet het eers 430 jaar na Abraham gekom. So hier sê dit weer eens vir ons, Abraham was nie gered of geregverdig deur die wet nie, want in sy tyd het hy nog nie eens die wet gehad nie. Nou daarom wys dit vir ons op 'n besonderse verhouding tussen geloof en genade. Geloof beteken om in 'n ander te vertrou en nie op eie pogings nie. Dit is soms een van die moeilikste dinge om te doen, is om werklik oor te gee en nie weer jou probleme te gaan haal nie, want ons sal baie keer skuldig aan dit. Here, asseblief sal u vir my deurkom, maar terwyl ek op u wag, gaan ek 510 ander plannetjies maak, en as daai plannetjies flop, dan gaan ek kwaad wees vir u. Die Here sê vir jou nee, jy vertrou op iemand anders. En dan sê dit vir ons, dit stem ooreen met genade. Dan vertroue in God se gawe en onverdiende guns behels, wat beteken, al verdien ek dit, vertrou ek nog steeds op die Here. Nou een ding wat vir my uitstaan hierso, en ek gaan nou vlugtig aan dit raak, is, inderdaad het Abraham se geloof toegeneem, terwyl hy gewag het. Hy het sterk geword in sy geloof, terwyl hy God verheerlik het. Ek noem dit weer eens, hierdie man is op pad 100 toe. Sy vrou is op pad 100 toe. Die Here het 'n belofte aan hom gemaak, dat jy gaan die vader van die nasies word. Jou nageslag gaan meer as die sterre wees, ek is amper 100 jaar oud. Julle, ek is nou in my middel 40s, en ek sien nie kans vir nog 'n klein pinkvoet nie. Kan julle dink op 100 met hierdie ou gevoel, Here, wat gaan aan? Nee. Hy sê, Here, dis okay, ek vertrou nog steeds op U. Inteendeel vertrou ek nog meer op U. My geloof word versterk in hierdie tyd en ek gaan die aanhou verheerlik. Dis nogal baie soos Job daai tyd. Sy vriende kom by hom en dan wil hulle kom nonsens praat, dan sê hy, maar die Here het eintlik niks aan my verkeerd gedoen. En dis wat Abraham sê. Abraham sê dis okay. Ek bly vertrou en ek gaan op God staat maak. Al kan ek dit nie sien nie, maar God het hierdie belofte aan my gemaak en hom sal ek eer en hom sal ek verheerlik terwyl ek leef. En dan sê dit vir ons hier op die heel einde, beide die dood en opstanding van Jesus Christus was noodsaaklik vir die vergifnis van ons sondes en ons regverdigmaking. Dit is hoekom hierdie kruisdood vir ons so kosbaar is. En dis hoekom ek gesê het, hierdie kruisdood gooi ons nooit terug in God se gesig nie. Want as dit nie vir hierdie kruisdood was nie, was ons verdoem. Toe God die Vader Christus uit die dood opgewek het, was dit 'n bewys dat hy Christus se lyding en dood as volle betaling vir sonde aanvaar het. Hy sê vir ons, dit wat jy verkeerd gedoen het, dit waarvoor jy straf verdien, is ten volle betaal namens jou. En dan kry ons nog steeds mense wat dit teruggooi in die Here se gesig, dink ek julle. Maar weet julle een ding wat vir my hier uitstaan, en dit is so duidelik soos daglig. As ons onsself weer onder die wet plaas, gaan dit nie vir ons goed uitdraai nie. En die rede hoekom ek so aanhou op hierdie is, ons sien dit al hoe meer en meer toeneem. Die Engelse woord sê dit eintlik so mooi, the Jewish roots beweging. Dis die Joodse leerbeweging. Ons moet weer die Sabbat begin onderhou. Ons moet weer onder die wette gaan. Ons moet weer die Joodse kerse hiervoor aansteek. Dit is nie wat die woord van God vir ons sê nie, want hy sê vir ons die wet gaan jou nie regverdig nie. Hou op! Maar julle sal vind, die mense wat terugval in hierdie Joodse leer, vat selektief waarvan hulle hou. Hulle onderhou nie al die wette nie. Want al die wette is nogal eintlik baie moeilik om te onderhou. Hulle kies die wette wat vir ons lekker is, die wette wat mooi vertoon hiervoor. Maar dan sê God vir jou, niemand kan die wette onderhou nie, want nog niemand het ooit in die bestaan van die mensdom die wet onderhou nie. Hoekom kan julle beskiklik dit reg kry?
Is my genade nie vir julle genoeg nie? Is my reddende krag vir julle nie genoeg nie? Weet julle, ek sit so terwyl ek hierdie ding skryf en ek wil dit nie eers lees nie, want ek skryf hierso, maar vandag meek die mense weer met oop oë onder die wet in. Dit maak nie vir my sin nie. Weet julle, het julle al ooit partymal na iemand gekyk en dink jy, julle weet, daar's hierdie sê ding wat hulle sê, partymal is dit beter dat mense dalk dink, jy is nie lekker 10-4 nie as wat jy jou mond oopmaak en dit bevestig. En dis vir my presies dieselfde. Ek kyk na hierdie mense en dink ek, die Here gee vir jou sy genade, hy gee vir jou sy liefde, hy het vir jou sy seun gegee om die kosbare kruis dood te sterf en dan sê jy, nee, dis nie vir my genoeg nie. Ek wil teruggaan onder die Joodse wet. Weet julle, daar's 'n rede hoekom ons nie onder die wet mee vasgevang is nie. En weet julle wat sy rede? Want God het van beter geweet. As ons op die wette moes vertrou vir ons geregtigheid, sou nie een van ons gered geword het nie. As ek ooit op hierdie kansel staan en ek sê vir julle, ons gaan weer wettiglik begin word, sê vir my, Roan, wow, jy gaan teen stryd met God se woord. Want die wet bring vir ons die kennis van die sonde, en dit gee vir ons die kennis van God se toorn wat ons verdien het, maar ons berus op God se beloftes. Ons moet glo en op God vertrou. Want hy is die een wat die lewende, uit die dooies weer lewend kan maak, en hy is die een wat dinge roep wat nie bestaan nie, laat dit bestaan. Hy skep met sy woorde, julle, daar's een skepper en daar's net een skepper. Dis God. Ek het nie op een plek hier gelees waar Abraham vir sy vrou Sara sê, hoor hierso, jy is nog nie swanger nie, so ek roep lewe in jou baarmoeder in. Ek roep dat jy gaan swanger word. Hy sê nee, God is die skepper. God skep met sy woorde. Ek skep nie met my woorde nie, want ek is nie God nie. As ek met my woorde kon skep, het ek God nie nodig gehad nie. Maar ons het 'n leer in kerke deesdae waar ons mense sê, jy kan met jou woorde skep. Die woord van God sê vir ons, daar's een skepper. Dis God. God het hierdie aarde in bestaan geroep, nie een van ons nie. God het geskape wat om ons aangaan, nie een van ons nie. God het in Sara se maag 'n kind geplaas. Nie Abraham se woorde nie. Want God skep. Weet julle, dit is my so belangrik dat ons na Abraham moet kyk, dat hy 'n goeie voorbeeld vir ons is, en hier is my vraag vandag. Hy het versterk in sy geloof, hoe langer hy gewag het. Wat maak ons? Hoe langer ons wag, hoe meer verswak ons geloof. Stry met my. Here, U is nie op my tyd nie. So nou begin ek plannetjies te maak. Nou begin ek kwaad te raak. Nou begin ek U te bevraagteken. Hier wys Abraham vir ons, weet julle, hy staan amper op 100 jaar, sy vrou is amper op 100 jaar, daar's nie 'n manier wat hierdie vrou mee kan swanger raak nie, en inteendeel, hoe langer dit vat, hoe meer versterk sy geloof. As ons 'n voorbeeld uit Abraham se lewe uit wil vat dit vandag. Terwyl jy wag, verhewe jy die Here, en jy versterk in jou geloof. Jy raak nie kwaad vir God, begin hom bevraagteken, begin teen hom te praat en begin jou eie plannetjies te maak nie, want die Here sê vir jou, wees rustig, want my tydsberekening is perfek. Ons lewe in 'n wêreld, alles so. As ek iets bestel op die internet, soek ek dit môre. As ek in McDonald's toe gaan, soek ek dit nou. Die Here sê vir jou, soms gaan jy moet wag, maar in daai tydperk, moenie laat jou geloof verswak nie. Word sterker in jou geloof. Julle besef wat beteken dit? Ek wag al 5 jaar, Here, dis fyn. Ek sal nog 5 jaar wag. Want nie net is U wil perfek nie, U is perfek en U plan vir my lewe is perfek. Ek wil dit nie oor my maak nie, my sussie gaan vir julle vertel, sy het 18 jaar lank gebid vir my om tot bekering te kom. Amper 2 dekades is lank. Ek haal my hoed vandag vir daai vrou af, dat sy nie op 'n punt gekom het wat sy gesê het, Here, vat hierdie jong man, laat hy gaan. Ek is nou tot hier gebid vir hom. Ons geloof moet sterker word hoe langer ons wag. Dit is 'n harde les en dit is 'n baie harde realiteit vir ons. Veral as jy nog nie die uitkomste sien nie. Veral as jy nie weet wat gaan môre gebeur nie, dan sê die Here vir jou, versterk jou geloof en verheerlik my. Prys die Here in die tyd wat jy wag. Julle weet, Abraham se geloof was sterk, dit het nie gewankel nie. En dan moet ons laastens wat hierdie gedeelte afsluit, sê vir ons moet glo in God wat Jesus Christus uit die dood opgewek het. Nou om hierdie hele ding vir ons bymekaar te bring.
As ons onder die wet was, sou ons onseker gewees het vir ons redding. Daar's baie gelowe wat so werk. Daar's gelowe wat vir jou sê, as jy nou eendag by hulle God kom, dan gaan hy bepaal of jy inkom en of jy nie inkom nie. Dan gaan jy dalk nog moet regmaak. Die Here sê vir jou, ek gee vir jou die sekerheid uit my genade en my liefde dat as jy glo en jy dien my, is jy gered. Ons kan met 'n sekerheid rondom Here, dis nie omdat ons groot kop is nie, dis nie omdat ons neerkyk op mense nie. Die woord van God sê vir ons, ons het 'n sekerheid. Ander gelowe wankel dalk en hulle wonder, Here, ek hoop ek gaan goed genoeg doen. Ek hoop ek het genoeg gedoen en die Here sê vir jou, moet jy nie daaroor worry nie. As ek Sarah wat op 100 jaar onvrugbaar was, kom swanger maak, kan ek jou waarmaak vandag, as jy in my glo, vertrou en jy dien my, is jy gered. Here, jy kan met 'n rustigheid vanaand gaan saam. Dat as jy jou oë in die môreoggend oopmaak en jy dien die Here, lewe jy nog steeds. As ons ware geloof het, sal ons realisties kan wees en na die werklikheid kyk wat dit is, maar ons sal nog steeds op God vertrou, al lyk dit vir ons onmoontlik. Ons almal het al daar gesit. Ek vra gereeld hierdie vraag, wie het al hulle alies in hulle lewe gesien? Julle in die hande gaan so een na die ander. Partymal gaan die Here vir jou sê, weet jy wat, ek het jou al deur 'n probleem gekry. Ek sal jou weer daardeur. Bou net op jou geloof. Moenie laat jou geloof wankel nie. En julle geloof is nie net optimisme nie, maar is omdat ons vertrou op God se karakter. Dis omdat ons weet wie God is. Ons vertrou op God, want ons weet, hy sê vir ons in sy woord, hy is nie 'n mens wat vir ons sal lieg nie. Julle net soos Abraham geglo het, net soos Dawid, sal ons geregverdig word, as ons glo. Besef julle hoe kosbaar is hierdie goeie les van Jesus Christus eintlik vir ons. Glo en jy word gered. Jesus was oorgelewer vir ons oortredinge en daarna is hy opgewek vir ons regverdig maak. Werke en rituele gaan ons nie red nie. Want ons belofte rus net op God se genade en God se liefde. Dan sê ek hierso, ware geloof berus op God wat lewe uit die dood kan voortbring. Ons roem op niks, want ons het niks gedoen om dit te verdien. My laaste teksvers is Efesiërs 2, net om dit vir ons mooi by mekaar te bring. Efesiërs 2 vers 1. En julle het hy lewend gemaak. God het ons lewend gemaak. Wat dood was deur die misdade van die sonde, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van die wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in begeertelikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die troon en so ook die ander. Die Here sê vir die dag wat jy na my toe kom, het jy gedaante verwisseling. Die ou jy sterf uit, dit is hierdie ou jy waarvan hy praat. Die een wat vasgevas was in die sonde, die een wat nie vry kon kom nie. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus, uit die genade is julle gered. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit die genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dank die Here, dis nie uit onsself uit nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. As ons werke doen, dis goed om goed te doen, maar dan doen ons dit vir die Here, nie vir die eer nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Sit jou vertroue op die Here Jesus Christus. Glo in God se beloftes. Gaan bely jou sondes. As jy wag op 'n antwoord van God, as jy wag op 'n deurbraak, versterk in jou geloof. Loof en prys die Here terwyl jy daar sit. En maak vrede daarmee dat ons werke vir ons niks beteken nie. Ons doen goed, omdat ons goed wil doen vir die Here. Ons werke red ons nie. Maar die krag van daai kruisdood,
Die betaling is betaal namens jou. Die sondes is vergewe. Al wat jy moet doen is, vat dit vandag. Sluit asseblief met die oë. Liewe Here, ek kan net in dankbaarheid kom as ek besef, uit ons eie uit sou ons almal verdoem gewees het. Here, ons werke kan ons nie oproem nie. Ons doen die werke want ons wil die werke doen, want ons is kinders van God. Ons doen die werke want ons wil vir die wêreld gaan wys wat dit is om 'n kind van God te wees. Here, maar ek dank U vandag vir U genade. Ek dank U vandag vir U liefde. Ek dank U vandag dat U seun daai prys op die kruis betaal het, sodat ons geregtig kan staan voor U onverdiens. Here, my gebed is dat ons sal uitgaan in hierdie wêreld en die evangelie gaan verkondig en van die mense gaan wys wat is die liefde van God, maar dat ons met voorbeeld sal lewe. Dat ons geloof sal versterk in die tye wat ons wag op 'n antwoord, wat ons sal wag op 'n uitdeurbraak, liewe Here. Dat ons sterker sal word en dat ons U sal verheerlik, soos wat ons gesien het Abraham doen. Here, ek verstaan dit soms makliker gesê as gedaan. Ons almal het al laag gesit, Here, maar mag ons vernuwe word in ons gees vandag en besef dat niks is uit ons eie uit nie, maar alles is net deur U. Here, ek dank U vandag vir daai kruisdood dat ons verhouding met U geherstel is. Here, ek dank vandag elke persoon wat bereid is om deur hierdie doopbad te gaan. Here, dit is so 'n wonderlike getuienis as ons vir die wêreld wys ons is kinders van God. So ek los julle vandag van die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly in sy met elkeen van julle. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.